Vader in die hemel, ons is vir U 'n geopende boek. Ons kan vir U absoluut niks wegsteek nie. Ons kan nie vir U ons bekommernisse wegsteek nie. Ons kan nie vir U wegsteek wat ons pla nie. Ons kan nie vir U ons siekte wegsteek nie. En die belangrikste, ons kan nie vir U ons sonde wegsteek nie. Selfs die sonde van ons gedagtes, selfs die dinge wat ons bedink, wat in ons binneste aangaan, wat ons onsself probeer flous om te dink, geen mens weet wat ek dink nie. U weet. U deurgrond ons. U ken elke greintjie van ons liggaam en ons siel. En daarom, Vader, is ons as gemeente vanoggend by mekaar hier om onsself beter te leer ken. Wie ons is. Ons is sondaars. Ons is mense. Ons is nietig. En sonder U genade was ons bestem vir die ewige hel. Maar dan tree U genade in en U gee vir ons iets wat ons nie verdien nie, naamlik die ewige lewe. U omvou ons in die liefde en U kyk nie verby ons sonde nie, maar U kyk in en deur die kruis van Jesus Christus op Golgotha na ons sonde. En dan sê U, kom laat ons die saak met mekaar uitmaak. Al was julle purper, skarlaken, rooi, besmet, julle sal wit word soos sneeu en soos wol. Ek wil aan julle sonde nie meer dink nie. Hemelvader, ons dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir die roeping wat U deur U Seun Jesus Christus op hierdie gemeente lê. Dat ons ligtende lig kan wees aan 'n duister wêreld. Dat ons sout en 'n sout kan wees vir 'n vrot wêreld. En dat U woord van hierdie plek af mag uitgaan aan almal wie U soek. Want U sê, U sal U self laat vind. Vader, die wêreld is 'n duister plek, die wêreld is in chaos gedompel, maar ons dankie dat ons die lig ken, Jesus Christus self. Hy wat ook sy lig oor alles en almal sal gooi, dat die goeie sowel as die slegte geopenbaar sal word. En daarom verlang ons verlang na die dag wat U Seun, ons koning, op die wolke verskyn. Ons roep hom saam met Johannes en saam met die Gees in Openbaring, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. En wanneer hy verskyn, Vader, om te oordeel, dank ons U dat ons daardie dag as skape gereken sal word en nie as bokke nie. Dat ons gereken sal word as uitverkorenes wat nie redding bewerk het op ons eie, maar dat Jesus Christus voor die grondlegging van hierdie wêreld ons sy eiendom gemaak het. Ons gesê het, jou naam is op my handpalm ingegraveer en niks of niemand kan jou naam uit die boek van die lewe wis nie. En daarom sien ons so verskriklik uit. Ons sug, maar nie in moedeloosheid nie. Ons sug in afwagting, saam met die skepping en saam met die Gees, vir U Seun om terug te kom. Dankie vir daardie vooruitsien. Dankie vir daardie ewigheidswaarde wat U aan ons kom toevoeg het, terwyl ons die ewige dood verdien het. In Jesus Christus se naam. Amen. Geliefde kind van God, die evangelie volgens Lukas beskryf van ons iets besonders. Lukas 5 vers 1 tot 11 gaan ons saam lees uit God se woord vanoggend uit die meer letterlike 33-53 vertaling
Kom ons lees daarvan saam, jy is welkom om op die bord te volg. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer van Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle al weggegaan en was besig om hulle nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare uit die skuit geleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang." En Simon antwoord en sê hom: "Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat sak." En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit. En die net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê: "Gaan van my weg, Here, want ek is 'n sondige man." Want verbaasenheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van die visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: "Moenie vrees nie. Van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuit aan die land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Ons gaan nie 'n besondere teksvers uitlig nie, ek wil graag hierdie paar gebeure van toepassing maak op elkeen van ons se lewens. Geliefde kind van God, jy het ooit daar gedink dat die eerste preekstoel 'n vissersboot was. 'n Vissersboot. Ongeveer 2.3 meter by 8.2 meter lank. Dis die eerste preekstoel waaruit die woord van God gaan. 'n Leë vissersboot wat binnekort so vol sou word dat dit wil sink. En dis hoe 'n lewe voor Christus lyk, leeg. Absoluut dolleeg. Jy kan hom probeer vul met aardse middele, jy gaan dit nie reg kry nie. En dis hoe 'n boot lyk na Christus in jou lewe ingekom het. So vol dat dit amper wil sink. Jesus is besig om deur die land te reis, om genesings en wonders te doen waarvan ons in Lukas 4 leer, en deur hierdie genesings, deur hierdie wonders, is daar 'n skare besig om Jesus te volg. En nou is die mooi van hierdie mense vir wie hy preek in hierdie gedeelte. Gaan let bietjie mooi op in vers 1. Hulle vra vir hom iets, maar hulle vra nie vir hom nog wondertekens nie. Want wondertekens en wonderwerke kan ook net so ver gaan. Hulle vra nie vir hom om hulle besig te hou met menslike storieetjies nie. Hulle vra vir hom die musiekorkes of die vermaak of die ligte. Hulle vra vir hom een ding, vers 1. Hulle het by hom aangedring om die woord van God te hoor. Niks anders nie. Niks meer nie, niks minder nie. Hulle het by hom aangedring om die woord van God te hoor. Aandring is nogal 'n sterk woord. Dit is, jy het vanoggend hier aangekom met 'n vooruitsig om die suiwer woordverkondiging van God te hoor, sola scriptura, die woord alleen. En jy gaan teleurgesteld hier weggaan, as hierdie tyd wat God op sy gesit het om sy woord te hoor, deur 'n mens gekaap word. Hulle het by hom aangedring, ek sal nie weggaan, voor ek nie God, die woord van God gehoor het en God aan die woord gehoor het nie. Hoe het ons mense vandag nie ons standaarde laat sak nie? Kerkgeboue word toegestroom, daar waar die vermaaklikheidsgodsdiens op sy beste is.
Want wat vandag gebeur is net oor die teenoorgestelde wat hierdie skare vir Jesus vra. Hierdie skare vra vir Jesus nie soetsappige prediking nie. Hierdie skare vra vir Jesus nie dit wat hy sê voor die wederkoms gaan gebeur, dat hulle vir hulself leermeesters bymekaar gemaak om in die gehoor gestreel te word nie. Nee, die aanhoor van die suiwer woordverkondiging, dit is al wat 'n leë hart, wat 'n leë vissersboot volmaak. Dis al. Hy vat hierdie skare mense na die strand van Genesaret. Nou dit is ook simbolies, want dit is geen toeval nie, want die strand is die plek waar God na die sondeval die eerste keer weer na die mens toe kom. Hy gaan na Abraham toe. En hy sê vir Abraham op die strand, in Genesis 22 vers 17, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sand wat aan die seestrand is. Hier staan Jesus saam met 'n skare mense op 'n verbondsplek en hy preek vir hulle. En dan sien Jesus 2 leë bote en die vissermanne wat nou net uit die boot uit wou klim, want hulle is moedeloos, hulle is moeg, hulle die hele nag lank probeer om vis te vang, hulle het nie enkele vis gekry. Hulle is op die strand besig om hulle nette uit te spoel. Dis tog logies dat 'n mens makliker die nette sou skoon kry as dit nog nat is, eerder as wat daardie klomp seegrasse en goed aan die net gaan droog word. En dan sou dit ook nie gehelp het nie, want uiteindelik sou die vis die net gesien het en weggeswem het. En nou klim Jesus saam met Petrus, klim hy in Petrus en Andrea se boot. Hy vra vir hulle om hom so entjie weg in die water in te vat. Deur die suiwer woordverkondiging wat jy hoor, klim Jesus saam met jou in jou lewensbootjie in. Hy kom in jou situasie in. Die Hebreërskrywer sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons medelee het nie. Hy kom klim in jou skoene. Hy kom klim in jou situasie, hy weet waartoe jy gaan. Want Jesus het al tevore vir Petrus en Andreas op 'n afstand gesien visvang. Hy het al dopgehou in Matteus 4. Hulle was kennisse van mekaar. Hulle was saam toe Johannes vir Christus gedoop het. Hulle was saam in Judea. Hulle was saam in Kana. Hulle het in Jesus se omgewing geswem, kan ons spreekwoordelik sê, maar hulle was nog nie in sy net nie. Wees bietjie eerlik met jouself oor jou lewe vanoggend. Swem jy in Christus se omgewing of is jy al waarlik deur hom gevang? Is jy al waarlik in sy net? Dit is hoe ons hele lewe vanoggend ook beskryf word. En nou vang Jesus vir Petrus op 'n besondere manier. 'n Besondere manier. Hy vang hom met iets wat hy elke dag ken, elke dag doen. Petrus, die geharde visserman. En hy het hierdie spesifieke deel van die meer van Genesaret het hy geken soos die palm van sy hand. Nou kom sê die seun van 'n houtwerker, 'n skrynwerker, kom sê vir Petrus in vers 4: Vaar uit na die diep water in die middel van die dag en laat jou nette sink. Petrus moes vir Jesus gekyk het en gedink het, jy kan nie ernstig wees nie. Die seun van 'n skrynwerker wil vir my, 3de, 4de geslag visserman, kom vertel hoe om vis te vang. Petrus, dalk bietjie geïrriteerd ook, na 'n hele nag se probeer, geen vis nie, doodmoeg, moedeloos. Hy sê dit vir Jesus ook, hy het die hele nag lank hard gewerk, hy het niks gevang nie, hy wil net sy nette skoon kry, hy wil net huis toe gaan en gaan rus. Hulle was basies op pad huis toe Jesus in sy lewe inkom. Hoe kan 'n skrynwerker vir Petrus vertel hoe om vis te vang? Teen die tyd dat Jesus klaar is met sy prediking, kan ons aanneem dat die son al behoorlik warm geskyn het, middel van die dag. Petrus kon vir Jesus gesê het, let nou mooi op, om vis te vang,
Dis heeltemal die verkeerde tyd. Ons vang nie in die dagvis nie. Ons vang in die nagvis. Hoekom dink jy was ons die hele nag op die see? Niemand vang vis in die dag in hierdie meer nie. Dis die verkeerde tyd. Jesus beveel ook vir Petrus om sy nette in die diep water te laat sak. Petrus kon vir Jesus gesê het, maar dit is totaal en al die verkeerde plek. Ons vermy juis die diep water. Ons soek juis vlak water, waar ons nette so vinnig as moontlik om 'n skool visse kan kry en hulle optrek na die boot toe. Verkeerde tyd, verkeerde plek. Ons kan sien, jy weet niks van visvang nie. Op die oomblik is geloof en twyfel in Petrus besig om tou te trek. En ons kry baie keer daai selfde gevoel in ons. Geloof en twyfel begin binne in my soos twee stoeiers met mekaar omgaan. Twyfel sê, verkeerde tyd, verkeerde plek. Jy sal niks vang nie. Geloof sê, toets God op sy woord en kyk wat gebeur. Tog voer Petrus hierdie opdrag uit van Jesus. Al weet hy met sy hele hart, dis verkeerde tyd, dis verkeerde plek om te vang. Maar ons moet egter rekening hou, geliefde kind van God, met die feit dat ons hier te doen het, nie met 'n mens nie, maar met God. Jesus Christus. Hy wat die winde en die golwe tot bedaring kan bring. Psalm 103 wat sê, hy wat selfs die Lewiatan, die groot seemonster, kan hier in gebied op sy woord. Hy kan die paaie en die strome van die visse in die see, kan hy ook bymekaar roep. Hy is nie net alwetend nie, hy weet nie net dat daar visse in die meer is nie, hy is ook almagtig, hy gee daardie visse die opdrag, kom bymekaar op hierdie spesifieke plek, want hierdeur gaan ek 'n wonderteken verrig. Hoe mooi skryf die psalmdigter dit nie van Jesus as koning wat heers oor die werk van die Vader nie. Psalm 8, U het alles onder sy voete gestel, die voëls van die hemel, die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. Die visse luister vir hom. En nou lees ons in vers 6, en toe hulle dit gedoen het hulle 'n groot menigte visse ingesluit, en hulle nette wou skeer. Verkeerde tyd, verkeerde plek, maar die resultaat is so groot dat hulle dit skaars kon hanteer. Hulle moes vir hulle maats wys, kom help. Ons het in ons lewe nog nie so iets gesien nie. En die wonderlike wat hier gebeur, is terwyl Petrus besig is om vis te vang, besef hy nie dadelik dat hy eintlik die een is wat op daardie dag gevang word nie. Met hierdie wonderteken vang Jesus vir Petrus as sy disipel, maar hy maak ook 'n leë menshart, maak hy vol. Petrus het in sy lewe nog nie so groot klomp vis bymekaar gesien nie. Dit nog in die middel van die dag, dit nog in die diep water. Hierdie gebeure maak so groot impak op hom, dat hy voor Jesus neerval en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige man. Let mooi op in vers 5, noem Petrus voor die vangs, noem Petrus vir Jesus nog meester, rabbi, leermeester. Nou noem hy hom Kyrios. Maar Petrus en Jesus het altyd Aramees gepraat, so hy sou vir hom gesê het, Jehovah, wat beteken ek is. Daar's toeëiening van meester na Here. Nou wat beteken Petrus se belydenis? Jesus se wonderteken in elkeen van ons se lewe bring ons by 'n punt, behoort ons by 'n punt te bring waar ons leë harte voor Jesus kom neersit. Met 'n totale bewustheid van ons onwaardigheid om in Jesus se teenwoordigheid te mag wees. Dit voel die profeet Jesaja in hoofstuk 6 vers 5 as hy sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe. Dit beleef Johannes as hy Jesus sien in Openbaring 1 vers 17. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie voor sy voete neer. Hierdie oomblik, as jy besef, Jesus het my in sy net, dan kom daar
nie 'n mate nie, maar 'n totale lewenswyse van nederigheid en selfopoffering. Nie meer ek nie, maar U. Gaan weg van my af, Here. Ek is nie waardig nie. Hoekom? Want ek is 'n sondige man. Hoor jy? Sondebelydenis. Laat jouself beter ken, sodat jy Jesus Christus beter kan leer ken. Hy's bewus van sy eie natuur, hy's bang, hy's onseker. Hoe maklik kon Petrus nie vir Jesus gesê het, kom na my toe. Maar hy sê vir hom, gaan weg. Hoe beter jy Christus ken, beter ken jy jouself. En so vang Jesus daardie dag 'n visserman vir sy koninkryk. 'n Visserman wat 'n instrument in Christus se hand vir die koninkryk van onskatbare waarde sou wees. Waarom? Want sy gesindheid was reg. Sy gesindheid was reg. Petrus sê nie, hier's ek nou, ek is die man vir die werk nie. Eerder sê hy, u kan my nie gebruik nie. Ek is te sondig, los my uit. Soos 'n Jeremia wat sê ek is te jonk, kan nie die werk nie doen nie. En juis omdat Petrus so reageer, word hy 'n bruikbare instrument in Jesus Christus se hande. Sy nederige houding. En nou kom die opdrag van Petrus se roeping in vers 10. Moenie vrees nie. Vir jou ook vandag. Moenie vrees nie. Wat kan die mens aan jou doen? Moenie vrees nie. Van nou af, omdat jy in Jesus Christus se net van genade opgevang is, van nou af sal jy mense vang. Mense wat op elke dag op jou lewenspad rondgeswem kom, sal jy in jou nette na my toe bring. En nou het ons baie keer 'n verskoningkie. Soos Petrus gesê het, verskoningkies. Verkeerde tyd. Ons gaan nie nou met hierdie ou daar praat nie. Verkeerde plek, nou is nie die tyd of die plek nie. Jy moet besef dat so 'n klomp vis wat Petrus gevang het daardie dag, 2 skuite vol se vis, op die mark 'n enorme klomp geld vir Petrus en vir die disippels sou kon inbring. Hulle verlaat dit staan in hierdie gedeelte, hulle los daai vis net daar, en hulle volg. Dink ons ook nie te vlak baie keer oor die alvermoë van Jesus, as hy ons uitstuur om mense te gaan vang. Natuurlik doen ons, want ons wil op ons self staat maak. As ons soos Petrus gaan weg van my af, Here, ek is 'n sondige mens. As ons soos Jeremia gaan, ek is te jonk, dan sit hy vir jou die woorde in die mond. Daardie vis wat oor jou pad geswem kom, in Christus se genade net op te vang. Ons wil strategieë beplan oor hoe ons die nette gaan volkry. Maar Christus se optrede is duidelik, een ding en een ding alleen, die suiwere verkondiging van God se woord, en dat ons sy opdrag moet uitvoer. Dit lei tot vol nette. Nie net fisies mense wie jy na hom toe lei nie, dit lei na vol harte. Daardie hart van jou wat nou halfvol is vanoggend, wat leeg is, wat op soek is, wat wonder. Daardie hart word vol, so vol soos Petrus se skuit vol vis. So maklik soos dit. Jy het nie 'n gedetailleerde plan nodig nie. Jy het die suiwere woordverkondiging nodig. Gehoorsaamheid aan Christus. En dit hang nie af van omstandighede nie. Jou lewensomstandighede kan op hierdie oomblik so beroerd wees. Gaan nie maak dat jy minder Jesus Christus moet gehoorsaam nie. Dit vra oorgawe van onsself. Dit vra oorgawe van jouself, al dink jy dis die verkeerde tyd, al dink jy dis die verkeerde plek in jou lewe. As Christus vir ons gemeente sê, gooi julle nette uit. Gooi julle nette uit. Hier waar ek julle geplaas het en weier. Dan kan ons baie maklik begin redeneer en sê, dis alles goed so, maar dis dalk nie die regte tyd nie. Die ekonomie druk. Dinge is nie lekker in ons land nie. Is dit miskien nie dalk die verkeerde plek nie?
Ek sou baie eerder so of so gekies het. Ons moet sy bevel nederig uitvoer. Maak nie saak hoe dit lyk nie, hoe ongunstig dit lyk nie, want as jy op die woord, wat sê Petrus vir Jesus, op u woord sal ek u net uitsprei. Op niks anders nie, op u woord. En dan word net te vol. Tog is daar 'n waarskuwing ook in hierdie gedeelte, geliefde kind van God, en dit is hoekom die tema van hierdie prediking vandag was 153 visse. Die nederige Petrus, met sy pragtige sondebelydenis, staan 3 jaar later, na Jesus Christus se kruisiging en opstanding, weer op die strand. En dan sê hy, al sou almal ook aanstoot neem teen u, en u in die steek laat, tog nie ek nie. Hy het sy nederigheid gaan inruil in 3 jaar vir hoogmoedigheid. Here, u kan op my reken. Ek is die man. Ja, ek is selfs bereid om saam met u te sterwe, sê Petrus. Nederigheid verander vinnig in hoogmoed. En hoogmoed is een van die sondes wat God die meeste haat, en daarom kom hoogmoed altyd tot 'n val, sê Spreuke. Jesus wil net mense gebruik om sy vissers te wees, wie se belydenis is: in myself is ek te swak. Gaan van my al weg, Here. Ek is 'n sondige mens. Gemeentes wat verwonderd staan dat hulle feitelik heeltemal onbruikbaar is, maar dat Jesus Christus hulle steeds roep. Dit was Petrus en dit is ons gemeente. Want baie kan in 3 jaar gebeur, geliefde kind van God. Na Jesus se kruisiging lees ons in Johannes 21 dat Petrus sê, ek gaan visvang. Jesus is gekruisig, Jesus het opgestaan, hulle sien hom nie meer nie, en nou kom Petrus tot 'n gevolgtrekking, weet jy wat, ek gaan terug na my ou werk toe. Ek gaan visvang. En dan is daar niks toevallig aan wat in Johannes 21 gebeur en wat in Lukas 5 gebeur nie. Petrus gaan vang op feitelik presies dieselfde plek vis, waar Jesus hom gekry het 3 jaar terug. Weereens het hulle die hele nag probeer visvang en hulle het niks gevang nie. Weer staan Jesus op die strand en hy gee vir Petrus die opdrag, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit en jy sal vis kry. En daar vang hulle weer, in Johannes 21, 'n klomp vis. Johannes is baie spesifiek. Hy sê 153, om presies te wees. En hoe wonderlik, perfek, volmaak is God se woord. Hoekom 153 vis? Markus skryf dat Jesus op 3 geleenthede 3 mense tot bekering gelei het. Matteus skryf dat Jesus op 23 geleenthede 47 mense tot bekering gelei het. Lukas skryf dat Jesus op 14 geleenthede 94 mense tot bekering gelei het. Johannes skryf dat Jesus op 8 keer 9 mense tot bekering gelei het, en as jy jou sakrekenaar vat en jy plus al die goed bymekaar, dan kom jy by 153 visse uit. Wie Jesus Christus om sy genade nette gespan het. En uiteindelik kry die visse name: Maria Magdalena, Josef van Arimatea, Saggeus, Nikodemus, Lazarus, ek en jy. Jesus roep vir Petrus 3 jaar gelede. En as Petrus moedeloos voel, as jy vanoggend moedeloos voel, dan bevestig Jesus weer Petrus se roeping met die vangs van 153 visse. Uiteindelik kom Petrus se roeping, van nou af sal jy mense vang. En die eerste keer as Petrus preek in Handelinge 2, dan kom daar 3000 mense op daardie dag tot bekering. Elkeen van ons se nette lê op verskillende plekke in die gemeenskap. Daar waar jy werk, by jou skool, by jou huis, in hierdie gemeenskap. En soveel keer stuur Jesus Christus 'n vis oor ons pad wat ons maar net laat verbyswem. Mense wat leë harte het, wat op soek is om gevul te word
deur die genade van Jesus Christus, wat in jou omgewing rondswem. Maar jy hou jou nette in die skei. Dan sê Jesus vanoggend vir jou, gooi uit. Gooi uit. Dan is Christus se opdrag ter wille van die koninkryk. Want die oes is groot en die arbeiders is min. Weet jy wat is mooi van Christus se manier van verduideliking om mense te vang soos 'n vis? As jy 'n vis vang, dan beteken dit daardie vis se dood. Jy haal hom uit sy natuurlike omstandighede, hy kry nie meer asem nie en hy gaan dood. Maar as jy vir Christus 'n vis vang, dan beteken dit vir daardie vis, jy vat hom juis van die ewige dood af en jy werk vir hom die lig op die ewige lewe. Jesus kom sê dit vir ons vanoggend. Gooi julle net uit. Baie van ons sal dink, verkeerde tyd, ek gaan nie nou die godsdiens aanraak met hierdie persoon nie. Verkeerde plek, ons sal maar weer sien in die toekoms. Hy stuur die vangs, sodat ons tot belydenis kan kom. As ons met ons eie oë sien wat God in en deur ons gemeente wil en kan regkry, nie deur ons nie, dan het ons dieselfde belydenis as Petrus. Gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. En eers as ons by daai nederige houding na God toe gaan, dan hoor ons Jesus wat vanoggend vir ons met leë harte kom sê. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Mag God, deur sy Gees, in gehoorsaamheid op die suiwer verkondiging van die woord vanoggend, jou nette volmaak ter wille van die koninkryk. Die dag toe 153 visse my lewe kom verander het. Amen. Vader in die hemel, baie dankie. Baie dankie dat toe ons as visse in die sondepoel rondgeswem het, Jesus Christus uit genade alleen ons in sy genade net te kom optrek het en ons deel gemaak het van sy koninkryk. Vader, en nou is die opdrag nie te ver gesog, dat soos hy aan ons gedoen het, ons ook die opdrag het om aan ander te doen. Nie om onsself te verkondig nie, maar deur die suiwere verkondiging van die woord, mense te vang. Mense wat bestem is vir die ewige hel en vir die ewige dood, mense te vang, sodat hulle kan lewe. Lewe vanuit die genade van u Seun Jesus Christus, wat aan ons bewys is. Dit alles vra ons nou in ernstigheid, dat u ons gemeente saam, maar ook elkeen van ons, se opdrag om op u woord die nette te laat sak. Al lyk dit vir myself of vir die wêreld na die verkeerde tyd en die verkeerde plek. Die twyfel die oorhand in my wil kry. Die geloof sal seëvier, sodat ons daardeur ook deur u versterk kan word. Dankie vir die 153 visse, in besonder wat Jesus gevang het. In daardie 3 jaar van sy openbare en publieke optrede, wat vir ons behoue gebly het. Deur Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dat die getal wat deur u bestem is 153 was, en dat Jesus Christus nie aan daardie kruis sou sterf, voor die 153ste een nie, deur hom tot redding en bekering gelei is nie.
So wonderlik, perfek en soet is u woord. Waarom sal ons ore wou uitleen aan enigiets anders as aan die suiwer verkondiging van u woord? Want dit maak leë harte vol. In Jesus se naam. Amen.